Goeiemôre geliefdes. Het is lekker om julle te sien op hierdie heerlike dag. Ek hoop julle het julleself reggemaak vir 'n warm dag vandag en môre. Maar ek hoop julle kry al 'n bietjie koeler. Voel julle die aircons? Okay, is julle dankbaar? Ja, ons is diep dankbaar. Ja. Fantasties. Kom, kan ek gesien, is hier mense wat nie inskakel vandag by die gemeente of wat vir ons kom besoek het. Ek gaan sien of julle is. Daar's baie welkom. Net gewoon na. Dat Elfrida. Daar's Elfrida. Okay. Jy weet van Elfrida. Ons gaan nou hier voor op die verhoog ook hê. So baie welkom aan jou en al die ander wat kom ons draai vir mekaar toe, ons groet mekaar. Dis jou geloofsfamilie. Ek is bly jy het ook môre gesê. Gebeur partykeer dat jy so vinnig die dag begin en jy nooit een wat naast aan jou is groet nie. Lekker om julle hier te hê. Geliefdes, ons gaan eers 'n paar nuwe lidmate ontvang hier by ons vanoggend. Hulle het inskakel, hulle het gereageer op die uitnodiging, 'n koffietjie saam gedrink. Hulle was by die nuwe lidmate inligtingsgeleentheid vanoggend vir ons hulle graag bekendstel hier aan julle. So ek vra dat Elfrida de Kok hier by my sal verskyn en Tom en Ronel ons. Kan jy sien? Dis omdat jy kan maar nie luister. Dit is goed. Ons het 'n mens doen die program nie. Ons het 'n proses wat ons graag vir mense wat nie inskakel by hierdie geloofsgemeenskap om vir hulle te begelei tot by 'n punt waar hulle sê dit is regtig die geloofsfamilie waarby ek wil inskakel. Hulle het 'n keuse. Jy kan nog uitstaan as jy wil. Maar dis waarom ons sê, ons vertel van die gemeente, wat gebeur in die geloofsfamilie, dat ons aan die gang is, en dat ons besig is met dit wat die Here vir ons gee, en hulle het 'n keuse gemaak, hulle wil graag deel wees in die geloofsfamilie. So ons gaan net saam lees hierso, ek gaan vir julle voorlees en jy kan maar net luister. Okay, goed, so kom ons luister, nou saam met julle kan maar self luister, waarvoor jy ook kom met dit, al in die verlede. Welkom by hy kom by die gemeente met oop deure, 'n liefdevolle omgee gemeenskap waar ek kan tuiskom, saam kan groei en ook ondersteun kan word op my lewensreis. Dan is daar 'n paar belydenisse. Ek bely dat God my Vader is. Ek bely dat Jesus my persoonlike verlosser is. Ek bely dat ek 'n tempel van God is waar die Heilige Gees woon. Ek onderneem om volledig in te skakel by die familie van Christus, om die volle seën saam met medegelowiges te ervaar. En daar 3 P's, sy het daaroor gepraat, daar teen die muur, dis wat die Here vir ons gegee het as om ons te help met ons bediening en waarvoor ons staan en waarvoor ons leef. So die gemeente met oop deure se 3 bedieningspatrone gaan my help om deel te raak van die familie van Christus. As ons praat oor beleef beteken ruimtes word geskep waarbinne ons God saam kan ervaar en dieper kan leer ken. 1 Korintiërs 14 vers 25. Daar staan, en so kom hy, dit is iemand wat besoek aflê daartoe om op sy knieë te val, God te aanbid en openlik te getuig waarlik God sien by julle belewenis ervaring in eerbied. Dan die tweede behoort. Ons behoort aan die drie enige God en aan mekaar. Binne liefdevolle verhoudings ontdek ons ware identiteit, bou ons mekaar op en groei ons nader aan God en mekaar. Efesiërs 4:15-16 help ons om dit beter te verstaan. Hy, dit is Jesus, is immers die hoof
en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar. En dan die derde B is bedien. Toegerus met gawes van die Heilige Gees, bedien ons op 'n daaglikse basis saam binne die gemeente en die gemeenskap om 'n verskil te maak God se koninkryk. Galasiërs 5:13 sê, dien mekaar in liefde. So ek gaan net by julle hoor, Elfda, is dit wat jy ook kan ja sê, Ronel en Tom. As hy baie welkom aan julle, kan ek die leierskap vra om gou ook vir julle te doen. Kan ek so 'n klompie aankondiginge deurstap met ons wat belangrik is vir ons bedieningsprogram vir hierdie week en vir so 'n bietjie verder aan in die kwartaal. En Chris, daar gaan my tegnologie nou, het jy gedruk of ek gedruk? Die eerste ene, vanoggend by die deure, is ons deurkollekte vir straatwerk. Dit is die bediening van ons kerk wat opheffingswerk doen, veral in die Middelstad van Kaapstad en op ander plekke, om mense wat op straat leef, in werk te kan sit, in bediening te kan sit, en hulle bedien met die woord op 'n gereelde basis, so ons offers gaan vanoggend daarvoor. Dan wil ons julle graag uitnooi na vanaand se Open Door Sundays. Dit gaan als oor die oop deur, so there is room in Father's house. Adam, my kollega, is aan die woord, so ons nooi julle uit om vanaand ook 'n ander bril te kom opsit en dan van 'n ander kant te kom kyk na die teks van die dag waarmee ons besig is. So Strong's Advent. Dan geliefdes, begin lydenstyd vandag. Lydenstyd is 'n 7 weke pad wat ons as kerk stap, wat ons terugdink aan Jesus Christus se lyding en sy sterwe en dan ook tot by Paasfees se opstanding uit die dood. So ons nooi julle uit om die volgende 7 weke saam met ons op reis te wees tot by Paasdag. Ek het 'n versoek. Ek het nie palmboome wat dooie takke het op die stadium, maar as daar iemand is van julle, stuur sommer net vir my op WhatsApp. Ons kort 'n bietjie as vir Woensdag aand. Ons volgende die as Woensdag by 1:00, Woensdagoggend 10:00 of Woensdag aand 7:00. Ons kort 'n bietjie as vir die kruisies wat ons wil maak by 'n meditatiewe diens. Ons nooi julle ook uit na een van hierdie geleenthede. Dan volgende Sondag, soos die Here wil, gaan ons saam nagmaal vier. By die eerste diens is dit ons gesinsnagmaal, familienagmaal, almal word uitgenooi. Al die kinders en tieners wat in die gebou is hier rondom ons, gaan ook bywoon. Moet dit nie sien as 'n afsondering, maar kom en kom geniet dit. Adam gaan voorvat, hy gaan vir ons lei, gaan 'n spesiale geleentheid wees. Daar sal ook by die tweede diens 'n nagmaal geleentheid wees. Dan sien julle daar, ons as dominees, ek het nou so 2 weke terug het ek daar gesit, of verlede week, en hier sit Adam. Ons het regtig persone nodig wat ons kan help, net om met 'n selfoon, vir ons net 'n knoppie te druk as die diens begin en 'n knoppie te druk op die einde, net om ons las 'n bietjie ligter te maak. Ons span is bitter klein, so as jy bereid is om dit te doen, kontak ons net asseblief na die diens of so in die week se tyd. Dan het ons bediening, ragelbediening met die klere, deel daarvan het so gegroei dat ons benodig kontyne om al die voorraad wat inkom te bære en te sorteer, want die spasie in die saal raak te klein.
So as jy kontakte het, help asseblief vir ons en kyk of ons so spoedig moontlik dit kan staan maak en kan voorberei sodat die bediening wat klaar gegroei het nog groter kan groei en baie kan bedien. Geliefdes, dit is dan ook die geleentheid om ons die Here te dien met ons offers van dank, so kom ons bedien op daarmee. Terwyl ons daar vir ons dienswerkers, is daar vanoggend iemand wat die vrymoedigheid het en ook die begeerte het om vir ons die Christuskers te kom aansteek. En nou kom voor te kom. Iwet sê net, vandag is vir haar so hartseerdag, haar suster Annette, so 4 jaar terug oorlede, en sy het net behoefte gehad om 'n kers aan te steek. So kom ons bid saam en ons dank die Here vir ons offers. Here God, vanoggend kom ons na U toe. Ons is vreugdevol by mekaar oor 'n nuwe dag, son wat skyn, dat ons kan lewe. Maar ons besef ook dat ons lewenspaaie heel dikwels deur donker dieptes beweeg, deur moeilike tye, deur tye waar ons ook geliefdes aan die dood afstaan. En ek kom sit vir U bid vanoggend en die familie wat hartseer is oor Annette se afsterwe 'n paar jaar gelede op U skoot neer. Dankie dat U Heilige Gees die Parakletos is, die trooster, die een wat ons harte verstaan en by ons is. Mag jy haar troos en versterk, mag sy met mooie herinneringe vorentoe leef van haar suster. Mag dit haar ook inspireer om voluit te lewe elke dag.
Maar ons glo dat Annette ook thuis gekom het by u 'n paar jaar gelede, omdat sy u geken het, dat jy haar vader was, wat haar ingenooi het en haar plek gereed gemaak het, sodat sy by kan wees in die hemelse heerlikheid. Here, en ons kom ook daarmee saam, ons bring ons offers van dank vir die troue sorg en die nabyheid. Dankie dat u met ons op reis is. Dankie dat u ons ingenooi het in 'n verhouding met u, en dat u ons seën op ons lewenspaaie. Wanneer ons deur donker dieptes beweeg, weet ons is nooit alleen. Wanneer die aanslag van die lewe teen ons lewenshuis kom slaan, weet ons dat u ons beskerm. Wanneer dit met ons goed gaan, dan weet ons die Here maak sy hand groot oop oor ons. In al hierdie tye, Here, bly ons diep dankbaar en afhanklik van u. En ons kom bedien u met ons offers van lof en dank. Seën elkeen wat met dankbaarheid sy en haar offer gegee het vanoggend. Dit bid ons in u naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Miskien is toch verkeerd om, dis Annette, u bid het afgesterre, Dorothea. Hier kom Dorothea. Ons gaan die Here lofprys. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre gemeente. Kom ons staan en maak die Here se naam groot. Ons gaan begin met 'n bietjie glorious dag. Die dominee het nou so mooi gebid. Ek het dis baie verpas en hy so genoem het van donker dae en moeilike tye. Die woorde in hierdie liedjie is so sterk dat hy vir ons altyd in vryheid gee en hy gee vir ons grace and forgiveness. So kom ons sing dit. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was not true until I met you. I was breathing but now alive. All my failures I tried to hide. It was my turn till I met you. You called my name and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, yeah. Jesus, when I met you, you called my name, and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call
sorrow and dead in my sin. Lost without hope and no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested, my life began. And ash was redeemed, though beauty remains. And my orphan heart was given. My morning required my feet rose to dance. When death was arrested, my life began. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Release from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom He faithfully bore. He canceled my debt and He called me His friend. When death was arrested, my life began. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Our Savior displayed on her criminal's cross, and darkness rejoiced as though heaven had lost. But then Jesus arose without freedom in that's when death was arrested, my life began. Oh, your grace so free
your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Heer Jesus, in hierdie oggend hier kan ons nie anders as om lofsange te sing tot die eer nie. Want U het ons om vry oop. En dankie dat ons lofliedere vanoggend so kan opklink met hoop, met 'n vreugde, omdat ons die waarheid ken. Hier is nie net leë woorde as ons sing, ons is vry nie. Ons weet dit vanoggend, want U het ons duur omkoop met U bloed. Dankie vir daardie genade en daardie liefde. Dankie dat ons weet dat ons nooit alleen is nie. Ook as ons hierdie volgende lied sing. Ek wil voor U almag buig, ek wil van U goedheid getuig. Hier is dit nie maar net leë woorde nie, en dit is reg wat ons in ons hart voel. Elke dag kan ons na U toe kom, en ons kan al ons sorge by U voete kom neersit. En ons kan U nog steeds loof en prys, want U is wie U sê U is, en U is nog steeds God, ten spyte van. Dankie dat U sê, U is altyd daar, en dat ons op U kan glo. Ons loof en ons prys U, Here, want U is al ons lof en eer waardig, en van ook hierdie gebed, wat ons nou sing. Amen.
Here God, ons buig voor U almag en ons erken U is die Skepper God, die herskepper God, die een wat nuut maak en vry maak, die een wat in ons diepste nood vir ons kom uithaal, ons weer op 'n vaste rots kom plaas. U nooi ons op 'n daaglikse basis, kom na my toe. Kom na my toe, want die deur op die lewe is oop. Dankie dat ons nie kan sing oor 'n glorious day nie, maar dat ons kan leef vanuit die versekering dat elke dag is 'n geskenk van God. Dis 'n spesiale moment om te kan lewe in U genade en U nabyheid en U liefde. Mag ons vanoggend, as ons ook verder gaan kyk net as ons aardse lewe en die oë oplig en as ware in deur die wolke, deur die blou lig in die hemel kan inkyk en sien dat die deur oop is, dat daar baie blyplek is in die woning van God. Kom en seën ons wanneer ons U woord gaan lees, daaroor gaan nadink en dat dit geïntegreer word in ons lewe, dat ons diep dankbaar sal lewe elke dag terwyl ons nog hier op aarde is. Kom seën ons asseblief deur die werking van die Gees. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen en amen. Soos ek net nou daar genoem het, tydens die aankondiging, begin ons vandag met 'n lydenstyd. En dit is hierdie spesifieke 7 weke wat ons terugdink aan Jesus se lyding, sy swaar kry op die einde ook, die intense lyding daai laaste week en dan die sterwe aan die kruis met die hoogtepunt, die opstanding uit die dood. Maar veel meer as dit, ons glo dat hy die enigste weg is, want hy het dit self aangekondig, Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En hy nooi ons om na hom toe te kom. Almal, soos die afgelope paar weke gesê, wat uitgeput is, wat oorlaai is, wat swaar kry, wat moeg is, wat vol sonde is, of iemand wat so net op is van 'n swaar jeugdra lewe. Jesus kon uitnooi en hy nooi steeds. Die vraag natuurlik is, hoekom kon hy dit doen? Want hy wil hê dat almal wat geskape is na die beeld van God herskep sal word, sal terugkom na hom toe, om daar die Vaderhuis te kan wees. Terugdaai van 'n verlore lewe af na hom toe wat die weg wys na die Vaderhuis. Hy kan ons nooi omdat hy self die pad voorberei het. Nie op ander mense staat gemaak het nie, maar God het sy eie seun gegee om daardie pad gereed te maak. En omdat daar plek is in die Vaderhuis, kon Jesus met vrymoedigheid sê, Johannes 14 weer eens, ek gaan of julle plek gereed te maak, en dan kom ek julle haal, julle plek gaan reg wees daar, en baie plek in die Vader se huis. Ek gaan die volgende oomblik net so 'n bietjie op die Skotse predikant Alistair Begg se mooi beeld wat hy gebruik het, gaan ek ry. Want hy het so kort kernboodskap gehad oor, en ons het nou daar bestil gestaan van, daar's niks wat ons kan aanbied, niks wat ons kan gee om ons toekoms by die Here te kan koop en te verseker nie. En toe sê hy in sy boodskap op 'n baie humoristische manier, maar ook 'n diep manier, sê hy volgende, dink byvoorbeeld aan daai ou wat aan die kruis gehang het, die moordenaar. As ek nie in die hemel kom, dan wil ek daai ou gaan opsoek en wil ek graag vir hom 'n vraag gaan vra. Hoe het dit vir jou uitgewerk? Hoe het dit vir jou uitgewerk dat jy in die hemel gekom het?
Want jy het saam met die ander moordenaar aan die kruis, het julle die man in die middel gelaster en julle het hom gevloek. Jy was nooit in 'n Bybelstudiegroep gewees nie. Jy is nie gedoop nie. Jy het niks geweet van kerklidmaatskap nie. En nogtans, en tog het jy dit gemaak. Hoe het jy dit reg gekry? En dit moes seker die gedagtes gewees het wat deur die engel se kop gegaan het, dat daar by die poorte van die hemel gestaan het, wat hom daar ontvang het. En die vraag wat hy seker vir hom gevra het is, wat maak jy hier? En hy het geantwoord, wel ek weet nie. Hoe bedoel jy weet nie wat jy maak? Hy het gesê, ek weet regtig nie wat ek maak. En hierdie engel wat hom daar ontvang het nie woorde nie, wel. En hy sê, wag jy net gou so klein bietjie hier. Ek moet net gou die senior engel gaan haal, die supervisor engel wat ek net gaan haal. Hy draai om en hy gaan haal die supervisor engel. En hierdie hoofengel kom en hy sê, meneer, nou dat jy hier is by die poorte van die hemel, is daar net 'n paar vrae wat ek vir jou moet vra. Eerste vraag is, net, het jy duidelikheid oor die leerstelling van regverdiging deur die geloof? Hy sê, van gehoor nie. En nog wat vrae, kom ons spring sommer net gou. Wat weet jy van die woord van God, die Bybel? Hoe belangrik is dit? En hy het net so met 'n groot oë aangestaar. Uiteindelik, uiters gefrustreerd, kom die hoofengel en hy vra vir hom, op grond waarvan is jy hier? En sy antwoord was, the man on the middle cross said, I can come. Die man aan die middelste kruis het gesê, ek kan kom. Die man aan die middelste kruis het gesê, ek kan kom. Here God, ons moet die diepte van hierdie kort verhaaltjie net probeer integreer en verstaan. Niemand van ons kan op grond van eie werk, ons eie doen en late, heerlikheid saam met God instap. Selfs die kruiseling saam met U het 'n woord gehoor, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die man in die middel het gesê, ek kan kom. So kom ons Here en wag ons op die verdere woord vir hierdie oggend. Praat met ons Here. Amen. Ons gaan kortliks by die 3 kort gelykenisse stil staan. Dis 'n aanbeweeg van waar ons was, Matteus 11:28 tot 30, dankie Chris, waar ons gelees het, nou 'n paar keer, daar bestel ons aan, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En dan blaai ons na Lukas 15, waar Jesus die gelykenisse vertel van die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun, waarvan die bekendste waarskynlik die verlore seun is. Maar kom ons lees die ander 2 volledig saam. Johannes 15 vanaf vers 1. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hy hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek
het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het. Tweede gelykenis van die verlore muntstuk. Luister 'n bietjie of julle hier ergens in nuance net optel, so ietsie anders as in die ander twee gelykenisse. Of watter vrou wat 10 silwermuntstukke het en een raak weg, steek een lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, gebruik hier die ou vertaling met rede, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Die 83 vertaling sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En dan die gelykenis van die verlore seun, ken ons baie goed, vader wat 2 seuns gehad het. Die jongste seun het op 'n stadium gesê, pa, gee my deel van my erfdeel, en die pa het hom gegee en hy's daar weg na ver land toe, waar ons dan vanuit die gelykenis hoor, wat het hy gemaak? Hy het baie geld gehad, daar het baie vriende gehad, baie vroue rondom gehad, hy het 'n sondige lewe daar gelewe, totdat sy geld opgeraak het, sy fisiese eiendom, dit wat hy by hom gehad het opgeraak. Nou weet ons as die verhaal dan lei, het hy op die ou end vir 'n boer gaan vra of hy daar van die pele van die vark kan eet, en daar het hy tot inkeer gekom en gesê, ek het gesondig teen God en teen my pa, ek gaan terug na my pa toe, ek gaan bely wat ek gedoen het, en dan is ek bereid om 'n slaaf vir my pa te wees. En dan sien ons dit gebeur, en die pa het gewag vir die seun om terug te kom, en hy het na hom toe gehardloop wat 'n nou groot nee was vir die hoof van 'n huis, maar ons sien die prentjie dat hy dan gehardloop het, hy het hom omhels, en hy het hom terug ontvang in sy huis, hy het gereël dat die vetgemaakte kalf geslag moet word, en hy het gesê, ons moet eet en fees vier. Vers 24 sê, hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry, toe het hy begin fees vier. En dan sien ons dat die tweede helfte van hierdie verhaal, hoe die oudste seun terugkom by die huis, hy hoor hierdie musiek, en hy hoor die uitbundige gelag en blydskap, en toe hy navraag doen, toe sê die slaaf hom, maar dit is jou pa wat 'n fees saamgestel het vir jou broer wat teruggekom het, en toe sê hy nou baie ongelukkig, en op die einde praat hy met sy pa daaroor, en die pa se antwoord is, maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom terug gekry. Dit is tot sover. Geliefdes, ons is al by die 5de Sondag besig met die tema van Jesus se uitnodiging aan alle mense om te sê, kom na my toe, alle mense wat uitgeput en oorlaai is, wat 'n juk dra, ek wil dit afhaal van julle en wil vir julle 'n nuwe lewe kom gee. En almal wat kom, dis die belofte van die Here, is kry rus. Almal wat kom, kry rus. Almal wat kom, se las word verlig, sodat hulle 'n ligter lewe saam met die Here kan hê. Vandag, soos ek julle nou gesê het, wil ek graag uitnooi, kom ons sit net 'n ander bril op na die skrifgedeelte, spesifiek Lukas 15, en ons gaan kyk watter perspektief kry ons hier, watter inligting kry ons, watter riglyne kry ons om vir ons te help om hierdie uitnodiging van Jesus nog beter te kan verstaan. Een van die vrae wat my besig gehou het in die afgelope week was juist die vraag, wat van die mense wat nie kom? Wat gebeur met mense wat nie op Jesus se uitnodiging reageer nie? En dit kan alle mense insluit, dit kan selfs mense wees wat in die kerk is, wat gereeld uit gewoonte kerk toe kom, die regte dinge doen, maar nooit in 'n verhouding met Jesus geleef het. Dit kan mense wees wat die Here ken, maar wat ver afgedwaal het, en op daardie manier verlore raak. Dit kan mense wees wat in ander godsdienste vasgevang is, met 'n dwaalleer bly lewe,
Dit kan selfs mense wees wat hulle self ateïste moet sê, ons glo in elk geval niks nie. Wat is ons reaksie daarop? Is ons op partykeer koud en klinies, wat ons na hierdie mense sê, af. Jammer om van jou probleem te hoor, een van ons vriende, so Tom en die Kies altyd gesê, oor iemand wat laat wakker skrik oor iets en sê, jammer om van jou probleem te hoor, sorteer dit uit. Dan doen ons dit nie bewustelik nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek het per geleentheid hierdie gedagtes in my opgehaal deur die jare. Die Bybel help enigiemand wat so dink vinnig reg. Die Bybel leer dat Jesus anders optree. Ons leer daar, hy soek tot hy kry. Hy spandeer tyd met mense met bedenklike agtergronde, soos ons ook hier oor hierdie gedeelte opnuut sien. Mense se lewenstyle wat baie bedenklik was. En ons lees daarvan hoe tollenaars en sondaars na Jesus toe aangeloop gekom het en hoe hy tyd met hulle spandeer het. So 'n paar weke gelede was ons besig geweest met Jesus en Saggeus. En so wat het nou gebeur? Hy was die hooftollenaar geweest. Hy was die belangrike belastinggaarder geweest. Ongewild. Mense hy het mense se geld gesteel, klein simpel. Hier sien ons dit weer in vers 1, dat tollenaars en sondaars opnuut weer in Jesus teenwoordigheid gekom het. Hulle het ook saam met ander mense agter Jesus aangestaan. Saam, tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Dit wil voorkom as ons die Bybel lees, dat hierdie mense 'n dieper innerlike honger gehad het na iets wat 'n gemis was in hulle binneste. Dat hulle kom na die een wat hulle glo die deurbraak wat gee in hulle lewe, daardie honger kan stil. Ek wil 'n aanname maak en eintlik is al drie hierdie gelykenisse goed bekend, maar ek dink die bekendste is waarskynlik die verlore seun. Daaroor het ek en Adam al baie gepreek. En so ek dink ons is baie vertroud met die inhoud daarvan. Die ander twee gelykenisse ken ons ook dalk van kinderdae af. Maar daar is dinge wat daar geskrywe word wat vir ons belangrik is om te hoor en waarin ons moet lewe. Ek het nog 'n vraag gehad wat in my kop rondgemaal het in die week. Ek weet nie of jy al gewonder nie, hoekom het Jesus 3 soortgelyke gelykenisse vertel? Sou een nie maar genoeg gewees nie. Kon hy maar net die verlore seun een vertel het nie, want daarmee kan ons almal op 'n manier vereenselwig van wegloop, dwars wees, die rug keer, nie by orde bly nie en. So wat kan ons hieruit sê? Kyk, waar is die Christus daar? Ons kan hierdie 3 gelykenisse noem Jesus trilogie. 3 gelykenisse wat bymekaar is. Die verlore skaap, die verlore mind, die verlore seun. En ek het myself gekry, is mooi, want Jesus het 'n plan gehad om so kort na mekaar hierdie 3 gelykenisse te vertel. Dis asof daar 'n progressie is binne die verskillende scenario's wat geskets word. Maar wat my wel opgeval het, is dit, die week. Daar is een sentrale boodskap in al 3 hierdie gelykenisse. Jesus wil nie dat enigiemand verlore moet gaan. Jesus wil nie dat enigiemand verlore moet gaan nie. Almal het egter nie sy sentiment gedeel nie. So weet ons van die skrifgeleerdes en die fariseërs, dankie Chris, ek kan gedruk daar. Hulle was die kerkleiers gewees. En dan lees ons daar, veral in die ou vertaling, hulle het gemurmureer. Hulle was ongelukkig gewees dat Jesus tyd spandeer met mense wat hulle van hulle kant af uitgeskuif het en gesê, met hierdie mense moet jy niks te maak hê. Hulle het gemurmureer. Hoekom? Hulle was verblind deur die rigiede standpunt oor wetsonderhouding. As jy die wet so lees, dan mag jy nie aan enigiemand raak wat nie 'n kind van God is nie 'n deel van die volk is nie, want dan gaan hulle afgee aan jou en gaan jy ook sonde hê.
Hulle was so verblind gewees, dat hulle geslote was vir Jesus se genade boodskap. En daarom het hulle konstant beswaar gemaak, gemurmureer, soos die ou vertaling sê, oor Jesus se kontak met hierdie mense. Nou, baie interessant, as ons gaan kyk, die Ou Testament is veral geskrywe in Hebreëus en Aramees, maar daar is ook 'n volledige Griekse vertaling daarvan, wat die Septuagint genoem word. So, dieselfde woord wat hier in Lukas 15 gebruik word vir die Fariseërs en skrifgeleerdes wat gemurmureer het, geklaai, is dieselfde woord wat gebruik is vir die volk van God, toe hulle in die woestyn was, uit Egipte uitgelei deur 'n wonderwerk van God, op pad na die beloofde land van melk en honing, hoe hulle gemurmureer het. En ons weet, as gevolg van hulle murmurering en kla en al daai dinge, moes 'n hele geslag uitsterwe in die woestyn. En het die wat volledig, die jonger geslag, die nuwe geslag wat opgestaan het, wat vertrou het op God, hulle kon die beloofde land ingaan. En al staan dit nie hier nie, weet ons in die skrif se breër konteks, dat die Fariseërs en die skrifgeleerdes het ook die koninkryk van God nie gesien. Hoekom? Hulle het self nie geglo nie, dat Jesus die verlosser is nie, en hulle het die hemel vir ander mense toegehou. Hulle het die hemel vir ander mense toegehou. Jesus het daarteen in opstand gekom, want hy wil die pad en die deure oopmaak na die hemel en die heerlikheid by God. En so gebruik Jesus 3 gelykenisse as praktiese aanskouingslesse. Die mense wat daar was, kon maklik assosieer met hierdie verhale wat Jesus vertel. En as ons daar kyk, dis 3 langs mekaar. Die eerste en die derde lees ons in hierdie 2 gelykenisse dat een van die skape het afgedwaal en uit soek geraak. Die derde gelykenis sê, een van die 2 seuns, die jongste een, het sy vader se erfporsie opgeëis en die pad gevat om 'n lewe te gaan geniet. Die skaap en die seun was verlore. Maar wanneer ons by die tweede gelykenis kom, is hier waar daar 'n nuance verskil is wat ons moet lees, veral uit die ou vertaling. Die munt kon nie wegloop, dit weet ons. Hy het die voete gehad. Maar in die ou vertaling staan daar, wees saam met my bly, die vrou wat die munt gevind het, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Hy het nie self verlore geraak, weggeloop nie, ek het hom verloor. Die vraag wat mense kan vra is, hoe moet ons dit dan verstaan? Het gaan oor God, wat mense maak het, wat verlore geraak het. Het God dan nou ons verloor? Kan dit wees dat God ons langs die pad verloor? Nou wat ons daar gesê, verseker nie. Wat ons hier moet hoor, is dat dit 'n diep verlies is, 'n groot verlies is vir God, vir Jesus en die Gees, as 'n mens verlore raak. Omdat ons geskaap is, almal na die beeld van God. En as ons verlore raak, dan maak dit hom hartseer. Dit wys vir ons op hierdie groot verlies wanneer mense verlore raak, hulle eie koers kies of blaatant teen God kies. Hierdie werklikheid het God egter in beweging gebring. Om die mense te red wat verlore geraak het God sy eie seun gestuur as die redder na hierdie wêreld. Lydingstyd, Paastyd. Dit was Jesus se roeping gewees, om te kom soek en te red wat verlore is. Weer het gebeur by Lukas 19, daai verhaal saam met Saggeus. Jesus sien hom raak. Hy sê, kom, wil by jou eet, kuier. In daardie saam kuier op die tafel gebeur daar iets. Saggeus kom tot bekering. Hy bely sy sonde. Hy beloof om reg te maak met ander mense. En dan op die einde staan daar was vreugde wat na huis gekom het. Want die seun van die mens, vers 10 sê, het gekom om te soek en te red wat verlore is. Die boodskap vertaal klink so, die seun van die mens het gekom om mense te soek wat op die verkeerde pad leef. Ek maak hulle lewens splinternuut. Geliefdes, vir Jesus gaan
gaan dit altyd oor die een. Een uit 2 seuns, een uit 10 muntstukke, een uit 100 skape. Vir Jesus is een belangrik. Belangrik is dit vir jou en my. As ons na die Ou Testament toe blaai, die baie bekende messiaanse profesie is 'n boodskap in die Ou Testament wat vir ons vertel van die verlosser wat sou kom, die Messias, die redder van lewens. Jesaja 53 vers 6 sluit aan by hierdie metafoor van die skaap. Ons almal het gedwaal soos skape, ons was elkeen op sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat kom. En daai hom kan ons daarin inskrywe Jesus, want dit het waar geword toe Jesus na die wêreld kom. Hy was die een wat sy lewe kom aflê, sodat almal se sonde op hom gekom het en gered word. Geliefdes, as jy al ooit gewonder het of God en Jesus jou lief het en jou uitnooi om na hom te kom en by hom te wees, hoor vanoggend opnuut weer die blye nuus evangelie uit hierdie gelykenisse. Jesus het gekom om jou en my te kom soek en te red. Daarvoor het hy die lydensweg gestap tot by die kruis. Filippense 2 wat sê hy die hemelse heerlikheid verlaat, is klaar vernederend gewees om mens op hierdie aarde te wees. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja die dood aan die kruis. Daar het hy sy lewe afgelê en so die weg geword terug na God en sy koninkryk. Professor Henny Rousseau, ook al lank al by die Here, het op 'n stadium 'n preek geskryf en ek gaan so 'n klein stukkie aanhaal wat juist oor hierdie gelykenisse handel. Hy het gesê hy was 'n bekende teoloog ook gewees. En hy het gesê, het u al daaraan gedink dat daar agter die kruis van Jesus Christus 'n vaderhart klop, 'n gebroke hart, 'n vaderhart met 'n gemis. Dan sê hy die volgende: God het in Christus die hemel met sy engele verlaat, omdat hy die sonde sy verlore kinders op aarde kan klaar. God het hierdie pad gekies deur sy seun te stuur, want die hemel was leeg sonder jou en my. Al die ander wat verlore skape, verlore munte en verlore seuns deur die jare was. Met elke verlore skaap, munt of seun wat gevind word daar fees gevier. Die 3 gelykenisse vertel dit mooi. Elke keer word mense bymekaar geroep. Vriende, bure, vriendinne en bure. Vader se versmense en al sy vriende kom bymekaar, daar word fees gevier. Dit is ook waar vir die feesviering wat in die hemel plaasvind, as een sondaar tot bekering kom, as een sy of haar weg terugvind tot by die Vader. Daar is blydskap, ons lees daar in die verskillende gelykenisse. Daar is blydskap in die hemel by die skaap. Daar is blydskap onder die engele by die munt. Daar is 'n vader wat uitbundig bly is oor sy kind wat die pad terug huis toe gevind het. Dalk ken julle hierdie, as julle hoef nie Fort Lauderdale question te onthou nie, die naam. Onthou die vraag, dalk het julle al daarmee in aanraking gekom. Dis ook 'n vraag wat by IE3 gebruik is, dis die evangelisasie die gereedskap om by mense dit weer te kom of mense te vra. God wat daar wag vir ons by die hemelpoorte. En as jy daar aankom, dan vra hy die vraag: as jy vandag sou sterwe, en daarvoor God gaan staan, hy vra vir jou, hoekom moet ek jou in my hemel toelaat, my koninkryk? Wat sal jy antwoord? Liefdes, enige antwoord wat begin met ek glo, ek het my 10de gegee, ek het my Bybel gelees, ek het gebid, ek het klere gebring vir Raham en vir ons heilige butiek,
Ek het hier vir iemand wat aan my deur geklop het, 'n broodjie gegee. Enige antwoord wat begin met ek is vanuit die staanspoor uit verkeerd. Daar is net een gepaste en regte antwoord. Omdat hy sterf het aan die kruis. Omdat hy vir my die deur oopgemaak het. Die man aan die middelste kruis het gesê dat jy net ook kan kom. The man on the middle cross say, I can come. Daar is net een regte antwoord, omdat hy, net Jesus, niks anders. Geliefdes, daar is plek in die hemel vir ons elkeen. Want God het 'n rein vaderhuis. Vir Jesus was een belangrik gewees, dit moet vir jou ook so wees. Sy uitnodiging bly vir jou, vir my, vir alle ander mense, kom na my toe. En as jy by my uitkom, gaan ek jou laste verlig. Gaan ek jou swaar kry op my neem. Gaan ek jou optel en gaan ek jou dra. As jy eendag, die dag deur God bepaal, by die hemel aankom, by wyse van Spreuke. En dan word gevra, op grond waarvan is jy hier? Dat ons kan antwoord. Die man aan die middelste kruis het gesê, kan Jesus het gesê, as jy in my glo, kan jy kom. Kan jy die hemelse heerlikheid deel. Kan jy alles ontvang, daai oorvloed wat ons nie in woorde kan saamvat nie. Die ewige heerlikheid saam met God. In sy teenwoordigheid. Saam met al die ander wat ons vooruit gegaan het. Saam met Jesus, lofsingend, buig ons voor hom, wat die hemelse heerlikheid verlaat het, wat 'n pad gestap het wat die een van ons durf stap, verseker ook nie sou sterf op die kruis nie, maar Jesus het dit gedoen, sodat die verlore skaap gevind kon word. En die munt gevind kon word. Verlore seun gevind kon word. Ek was daar. Ons begin lydingstyd. Vandag, Woensdag, nooit jou uit na as Woensdag, om jou te instem, dit wat Jesus vir jou en my gedoen het, sodat ons toegang kan hê tot hemelse heerlikheid. Ek wil jou graag uitnooi na volgende Sondag se nagmaalsdiens. Met Jesus se uitnodiging, kom sit aan my tafel. Tolnaas die Sondag te uitgegooi. Hy wil vir jou en my bring, sodat ons opnuut kan terugdink, en opnuut kan ervaar God se liefde vir ons. Mag die Here jou seën in die reis van 7 weke wat kom. Mag die Here ons volgende week seën aan die tafel. Amen.
harte is vol van dankbaarheid. Want U het ons diep lief gehad. In U diepste seer het basies geen asem in die longe nie. Kon U vir U moordenaar in die kruis sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die man aan die middelste kruis het ook gesê dat ons kan kom. Here, hier is ons. Ons leef dalk nie 100% soos U vir ons kom wys om te leef. Ons het ons sondes, ons het ons mislik en lelik, ons het ons dwars. Noem het op. U het alles op U geneem aan die kruis. Soos die lied wat ons net op gesing sê, toe verward my hand in syne lê, toe kry die lewe sin. Dankie dat U sin en betekenis in ons lewe kom teruggee het, toe ons diep verlore was. Dankie dat U begaan was oor elkeen van ons, en steeds is oor elke mens in die wêreld wat nog nie by U is. Mag ons ook, anders as die skrifgeleerdes en fariseërs, 'n hart hê vir die tollenaars en die sondaars. Mag ons Jesus kom aanbied vir hulle wat verlore is en sê, die man aan die middelste kruis sê, jy kan ook kom. Daar's plek in die Vaderhuis vir jou. Ons wil onsself aanmeld en sê, Here, ek wil U bondgenoot wees. Ek wil U ligdraer wees. Ek wil sout wees in die wêreld. Ek wil Jesus leef en ek wil die evangelie gaan deel met ander. Mag ons lewe wys dat ons behoort aan een wat vir ons die weg, die waarheid en die lewe is. Here, staan ons by as ons in hierdie volgende paar weke in U voetspore durf trap op pad na die kruis en oopkrag. Mag dit vir ons 'n geseënde tyd wees. As U sê kom, dan antwoord ons vanoggend, ja Here, ons kom. Ons is diep dankbaar, Here. Ons is diep dankbaar. En ons eer U as ons Vader, as ons Verlosser, vriend Jesus. Die Gees wat in en by ons is. Aan U die eer, aan U al die eer. Amen.
ons eintlik 'n donker bril opsit. Ons gaan so ons laaste oomblik vir die dag is. Julle het gehoor dat Johanna Miller ons koster aftree. Sy het amper 21 jaar wat sy hier gewerk het. Johan, jy kan saam met Johanna kom as jy hier oorkom en dan vra die leierskap sommer om hier by ons te kom staan. Net op in hierdie erediens dit maar kom. Afskeid neem van Johanna. Dit is nog nie klaar nie, sy werk nog aktief tot die einde van die maand. Ja. 21 werkjare is 'n leeftyd. Voordat was Johan ook nog redelik aktief aan die goed. So hierdie Miller span het diep spore getrap in hierdie gemeente se bestaan. Ek dink nie ons verstaan elke dag wat 'n koster doen nie. Hierdie gebou het baie groter geraak van 2008 af. Hy het verdubbel in grootte. Om dit skoon te kry vir elke funksie, vir elke iets wat gebeur, daar is die klein goedjies wat ons maar net aanvaar moet daar wees. Dit is wat 'n koster reg sit en gekeer kry. Johanna het ook in haar bedieningstyd hier 'n klomp moeilike goed gesien en belewe, waaroor sy nie kon praat, geabsorbeer, en ons wil eintlik dit verstaan dat dit ook jou gesondheid knap het. Dit het regtig waar groot impak gehad. Ons is vanoggend diep dankbaar, eerstens vir wie jy is as mens, vir julle wat die Here dien deur al die jare. Daar's 'n man, hy was leier, ja, dis hoe lank. 'n klomp goed, hy was in die sy van Johanna. Diep dankbaar vir nie net werk, maar ook dat jy nog met ons is. Johanna wat na hartaanval gehad in Desember maand. Ons wil vir jou bid vir volledige herstel vir Johan. Saam met daar ook sy gesondheid elke dag lekker is, die COVID op hom hart geslaan. Ons bid vir julle 'n kosbare nuwe seisoen, om saam met mekaar bietjie meer tyd te kan spandeer. Johan, as jy nou nie die kaas bietjie kan los en kan by wees, maar tyd ook met julle kinders en met Rochelle, dat julle daardie momente kan deel. Dit is kosbaar, spesiaal om 'n oupa en 'n ouma te wees. Daai goedjies doen net iets anders. Ek weet. Maar ons wil groet, maar ons wil nie sê baie vir altyd nie. Weet julle is deel van hierdie geloofsfamilie, dat jy op 'n ander manier rustig hier kan wees om te barry elke dingetjie wat skoon en te dek is. Ons sal op 'n ander manier, ons sal Dinsdag as personeel afskeid geneem, ons gaan nog so 'n bietjie tussendeur, maar ons sal saam net nader kom staan rond julle en vir julle bid vir die nuwe seisoen wat vir julle voorlê. Ek praat met koppels, dan praat ek oor by troues en sê vir die huweliksreis wat voorlê. Julle het al 'n hele klomp jare, maar geniet die volgende stuk van die huweliksreis. Mag dit vir julle kosbaar en spesiaal wees. Ek gaan vir julle salf, nadat julle spesiaal nader gaan staan, en as ek gaan bid, jy wil jou hand uitsteek, seën op hulle, en as julle baie welkom om dit te doen. Johanna, vir jou lewe, wat ons terugkyk op geskiedenis, kosbaar en spesiaal. Vir dit wat voorlê, sal vir jou in die naam van Vader en die Seun en die Heilige Gees
Johan, vir jou, wat saam met Johan na die pad stap op 2 jare. Ek sal vir jou ook in die naam van Vader, Seun en die Heilige Gees. Here God, ons eer U in hierdie oggend as die God wat nie net mense roep na U toe nie, maar ook volledig toerus met gawes en talent. Hier is 'n vrou en 'n man wat niks terughou het met dit wat U vir hulle gegee het, hulle opgestaan, hand opgesteek, nader getree, ingetree en diensbaar gewees. Terme van cricket 'n lang diens gehad. Terme van leierskap, in terme van bedieningswerk, 'n pos vul. Die passie, die ywer waarmee hulle deur die jaar vir U gedien het hier. Here, ons het dit raak gesien en ons het dit waardeer. Deur die hoogtepunte en veral ook deur die dieptepunte. Deur alles wat hulle beleef het Jy hulle gedra. Ons bid, Here, dat Jy hulle nuwe krag sal gee. Goeie gesondheid sal toevoeg tot hulle lewens. En vir hulle vreugde, nuwe hoofstuk in hulle lewe saam met mekaar, saam met hulle kinders en saam met hulle kleinkinders, dat hulle dit kan vier. Geef hulle wat hulle nodig het vir elke dag, innerlike rus en vrede wat jy alleen kan gee. Genoeg middele om van te lewe. Liefde om te saai, maar ja, dat hulle ook die liefde deur ander mense kan ontvang. Maak hulle paai gelyk. Wanneer hulle deur die moeilike beweeg, dat weet hulle, ek is nie alleen nie, God is by my, hy is my herder. Seën vir hulle met 'n porsie hemelse seën uit die skatkamers van die hemel. Vir hierdie dag, vir elke dag met die naam. Dankie dat ons weet, hulle is veilig in die hand en ons gun vir hulle 'n ander tyd vir dit wat hulle voorlê. Mag die genade, die liefde en die troue sorg groot wees oor hulle elkeen. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Liefde, ons staan en as ons vir hulle die seën as ons slot het.
heerlike dag weer vir julle. I was buried beneath my shame. Who could carry the crown away? It was my sin till I met you. I was